Liewe Kersvader. Kersvader en Kersversierings was nog nie voorheen in ons huis 'n groot ding nie. Maar nou dat ons in die noorde met sy dwergies en sneeu kom bly het kersbome en liggies begin sin maak. Want die kersbome groei sommer hier in die woud en die liggies wat almal opsit, maak die lang donker nagte ligter. So ontslaan toe ook 'n reuse kersboom op en stoute Kielie kry ook 'n sitplek daarop. Ons sit die adventkandelaartakkie aan. Dis 'n lampie wat oral oor in Swede in mense se huise en veral die vensters opgesit word om die donkerte te verdryf. Eers het ons kersboom net liggies en rooi hoedmannetjies opgehad. En intussen het die regte egte Kersfees weer buite begin opkom. Dit het begin sneeu so 'n maand voor Kersfees. En toe versier ons boom verder met pragtige blink gekleurde kersboomballe en mamma kies glasballe want dit was vir haar so mooi deurskynend. Selfs ons voordeur het 'n kerskrans opgehad. Hierdie een se blare was nou wel van plastiek, maar eintlik kry mense regte egtes wat hulle hier maak en verkoop. Ja, kyk dan net daardie mooi bal. Dit is skitterblink, nê? So in die gees van Kersfees, versierings en mooi maak, besluit ons toe om kaartjies vir Kersvader te maak. So iets wat mens amper net in stories sien. Ons het kersbome gemaak met borrelomhulsel en verfballetjies opgesit met klein bloppies verf. Ons bome het ook blinkers opgekry. Intussen betower die liggies van die stad ons. Veral die groot takbok laat ons stilweg hoop dat Kersvader tog ons wenslysies op ons briefies sal lees en ons wense sal vervul. Ons maak selfs huisies met liggies en van ontbytbokse. Ons het ook sneeuvlokkies en ander versierings gemaak. Toe ons kaartjies gereed was en ons briefies vir Kersvader in Sweeds geskryf is, dankie mamma, was dit tyd om dit te pos na Kersvader se adres toe. Ons het die regte 2025 Kersfees seels gekry en teen 17 krone elk is 3 briewe aan Kersvader in Tomteboda gerig. Elke brief het sorgvuldig Kersvader se adres opgekry en ons eie adres. Die storie loop dat Kersvader jou ook sal antwoord op jou brief. Maar sou ons regtig wel van hom hoor? Ons het op die laaste dag, 16 Desember, die 3 briewe in die rooi Kersfeesposbus gaan gooi in die dorp. Die dae na Kersfees het al minder geword. Sou ons briewe betyds by Kersvader aankom voordat hy op sy slee vertrek? En sou die rendiere ons persente op ons wenslysies ook kon saambring? Grootsis wou gremering hê. Trappertjie het gevra vir 'n sneeuslee en baba wou 'n karretjie in sy kerskousie hê. Asseblief Kersvader, het hulle mooi gevra. Die kinders het gewonder waar Kersvader en sy elfies werk en hoe hulle al die geskenke betyds sou gereed het. Hulle verbeel hulle dat die mannetjie spin en draai en weef om al die geskenksakke vol te kry. Na 'n heerlike somerkersfees in Suid-Afrika was ons gesin terug in Swede. Ons liggies het nog geskyn, so onder deur die ligte laag sneeu. Maar in ons posbus was daar teen middel Januarie, lank na Kersfees, nog geen teken van 'n Kersvader antwoord nie. Wat doen Kersvader nou? Wou grootsis wees. En hoekom het ek toe nooit gremering van hom afgekry nie? Sy het wel gekry, maar dit was net van ouma af. En toe, eendag, teen die einde van Januarie, vind pappa een groot rooi poskaart in die posbus. Kersvader het regtig vir Trappertjie teruggeskryf. Kyk net al die goetertjies wat op sy tafel lê op die foto. 'n koppie tee, 'n blaaspyp, ander kaartjies en dan skryf hy met 'n veerpen en ink.
Die Kersvaderbrief wat in Sweeds geskryf is, lees so: Hallo vriend, baie dankie dat jy tyd gemaak het om vir my 'n brief te skryf. Ek was baie bly daaroor en het dit op my muur gesit saam met ander kinders se kaartjies en wenslysies. Tot ons mekaar weer sien, hoop ek dat jy sal aanhou om vriendelik te wees. Miskien kan jy byvoorbeeld ook vir ander mense briewe stuur. Dit is 'n oulike manier om ander mense gelukkig te maak. Baie drukkies van Kersvader af. Daardie dag in Januarie, toe Kersvader nog net te sien was op uitverkopings in die winkels, maar die liggies nog geskyn het om die donker te verdryf, was dit skielik weer Kersfees in ons huis. Die kinders het gepraat oor Kersvader en saam met hom op sy slee gery in hul speletjies. Dit was inderdaad 'n groot vreugde om 'n antwoord van hom af te kon kry. Baie dankie, liewe Kersvader, tot ons weer ontmoet. Grootsis glo hul persente is op pad. Sy dink dit sal nog 3 maande neem.